eerste Sondag of eerste lengte Sondag. Die winter is verby, ons het dit gemaak. So maak net so en sê jy het dit gemaak. Ons is nou in die lengte. Dit kan net nou beter gaan. Julle wat aanlyn inskakel, baie welkom vir julle ook. En ja, mag dit net vir jou 'n wonderlike dag wees. Wanneer ons sommer hier begin in hierdie erediens en die res van die dag, hoop julle braai. En as jy nie vleis het nie, daar is lekker skaapvleis te koop na die tyd. Waar is al my chomps en my mini chomps? Al my chomps en my mini chomps. Kom hier na my toe. Lukas, jy gaan val. Ek het, ja. Ek het. Goeiemôre julle. Hallo, daar's hy. Nou kan hulle ook hoor wat se nonsens ons praat. Wat wil jy vir my sê? O, hierdie. Ek weet dis jou, né? Dis jou boks, né? Kom ons chat gou vinnig oor hierdie Lego. Kom ons chat gou oor hierdie Lego. Wie hou van Legos bou? Baie van julle hou van Legos bou, né? Ja. Wat se Lego sou julle van om te bou? Spider-Man, ja. Prinses, Mario. Ja, is lekker om Legos te bou, nee. Lego? Lego Girls. Wow. Ja. En Lego Queene. Yes. En jy? Wat? Minecraft, soos hierdie ene, nee. So jy ook van Minecraft. Daai is 'n weird game. Ek verstaan hom glad nie. Dis sulke blokkie mannetjies, hulle is sulke blokkies. Ek weet jy het my probeer verduidelik, maar pappa verstaan nog steeds nie wat die doel van die game is. Het Minecraft zombies in? Wat? Met sulke vierkantige zombies. Dis weird. Okay. Ja? En hulle creepers. Okay, hier's baie van julle wat weet wat Minecraft is. Alright. Ek sal maar by julle kom leer wat dit is, want daai game maak nie vir my sin nie. En 'n Minecraft springkop. Ja? Rowan? En 'n Ender Dragon. Goeie genade. Wat se goed speel julle? Anyway, okay, kom ons kom terug by die Lego, nee. Alright, Lego. Ons sal later oor Minecraft weer gesels. Nou, ons hou almal van Lego bou. Lego is lekker om te bou, nee. Is Lego maklik? Ja, jy kry maklikes, maar jy kry moeilikes ook, nee. Nou kyk gou hierdie ene, nee, hierdie spesifieke enetjie is nou ja, okay, dit is nou Minecraft, maar sien julle nou hierdie prentjie voor, nee. Hoe weet ons hoe om hierdie prentjie te bou? Hy het instructions in, nee. Ja. Hy het instructions in. Nee, wat vir ons stap vir stap wys wat 'n blokkie kom waar, nee. Anders gaan ons nie weet wat 'n blokkie kom waar nie, nee. So dit help ons, net. Het jy al gesien as pappa 'n ding gekoop het wat hy aan mekaar moet sit by die huis, want mans dink ons het nie instructions nodig nie, nê. Het jy al gesien wat gebeur as hy daai tafel of daai stoel aan mekaar wil sit en hy vat die instructions en hy gooi dit weg en hy doen dit self. Dan bly daar gewoonlik 'n paar goed agter en sê ag, hierdie was ekstra, ons het dit nie nodig nie. En dan 'n dag later dan sit jy op daai stoel of val hy in mekaar, nê. Dis tog was hy skroefie nodig. Bou jou pa baie goed, nê. Aha, maar jou pa kyk die instructions, nee, op die stoele. Ja. Weet julle wat? Yes.
ou vir al die Legos, nê, ja. En hy kyk altyd die instructions, nê. Ja. Hou hy ook die meeste van Minecraft. Okay, nou, die lewe. Ons elkeen se lewe, het julle geweet dat daar instructions vir ons lewe? Nou wil ek kyk wie van julle is slim. Wie van julle is slim? Wat is die instructions vir ons lewe? Ja, die Bybel, Jesus, nê. Ja, julle is albei reg, nê. Ja. Die respekteer mekaar, jy is 100% reg. En waar leer ons dit? In die Bybel. So die Bybel is ons instructions vir ons lewe. En julle gaan vandag so 'n bietjie daaroor gesels. En Jesus het vir ons die instructions gegee. Ja, met sy lewe, nê. So, julle gaan vandag so 'n bietjie mamma en pappa, Romeine 12 is waar hulle by gaan stil staan vandag, Romeine 12 van vers 9 af. Dan gee oom Paulus vir ons 'n klomp instructions oor die lewe, nê. Paulus sê selfs vir ons, nê, die Bybel sê selfs vir ons dat ons as ons vyande honger is, wat moet ons doen? Ons moet vir hulle ook kos gee. Dis staf, nê. Staf. So die instructions is nie altyd maklik nie, nê. Dis soms vrek moeilik. Maar ons moet die Bybel lees, want die Bybel leer ons hoe ons moet leef en hoe ons mekaar moet hanteer. Ons moet mekaar respekteer, soos jy gesê het, nê, en ons leer dit in die Bybel. Jou ma? Is sy 'n juffrou hierso? Ons weet sy is 'n juffrou hierso. Sy help julle om die instructions van die Bybel te lees, nê. Okay, so gaan julle die Bybel lees? Want weet julle wat, baie mense wat hier sit, nê, het Bybels, maar daai Bybels is so vol stof, nê, want hy word nooit oopgemaak. Sal julle Bybels oopmaak? Nê, en dan lees daarin, nê. Okay, kom ons bid gou saam. Kom ons praat met liewe Jesus. Liewe Jesus, baie dankie dat ons vanoggend hier kan wees en dankie dat ons instructions vir die lewe het. Dankie Here dat ons kan weet hoe ons moet leef, want U het vir ons die Bybel gegee om ons te help, om vir ons te verduidelik hoe ons moet leef. Maar Here, help ons om dit te doen. Om dit nie net te lees nie, maar om dit te doen ook. In Jesus naam, amen. Okay julle, daar gaan julle, enjoy, geniet dit. Gaan die partytjie lekker wees, okay. Nee, ek kan nie dit vat nie, dan gaan ek nie instructions hê om my Minecraft te bou nie. I dropped the piece, die English. Dankie, ek soms om hier bære. Okay, ek dankie, hoor. Nou kan ek my prinses kasteel gaan bou. Right, julle, die kinders is kosbaar, nê. Dis so kosbaar. Eintlik kan ons sê amen en huis toe gaan nou. Net met daai boodskap, nê. Net so 'n paar afkondigings. As jy nuwe lidmaat is in ons gemeente, baie welkom. Ons is bly julle is hier en ek sal graag na die tyd jou blad wil skud en vir jou 'n vorm gee of ten minste 'n leer gee, 'n welkom leer. So kom na die tyd na my toe. As jy dalk nuwe intrekkers is of nie tussen ons gemeente. Ek het gesê van die lamsvleis en indien julle afkondigings per e-pos wil ontvang, onthou net, sê dit vir die kantoor dat ons julle regte e-posadresse het. Ons is nou besig, sommer net so terloops. Ons is besig met 'n oorgangsproses na 'n nuwe stelsel toe. Na 'n stelsel wat ons noem Hoenkerk. Dis 'n ongelooflike lekker stelsel wat geskryf is vir kerke en databasisse. So in die nabye toekoms gaan ons hierdie stelsel wanneer hy nou implementeer is, wil ons data basis net op datum kry. So ons gaan een of ander tyd van julle vra om vir ons te help daarmee. Dan ons is baie opgewonde vanaand. By diens at 6:00 kom Ivor Swarts by ons kuier. Nou Ivor Swarts, hy is op die oomblik is hy dominee by Oosterlig gemeente en hy was in die tronk gewees. Hy was in die tronk en hy het tot bekering gekom in die tronk en hy's uit en hy is nou 'n dominee en hy kom so 'n bietjie van sy storie met ons deel vanaand. So julle is almal baie welkom om na hom te kom luister vanaand sessie. Rondom ons lief en leed moet ek 'n nuus deel. Baie van julle weet dit al reeds dat Martin Fox is oorlede verlede week en die begrafnis was gister gewees. Dit was eintlik net so 'n intieme begrafnis by die huis
maar ons dink aan hulle gesin en die familie, sy ma en pa is ook betrokke en ook hier by ons gemeente, so ons wil vir hulle net sê baie sterkte ook met dit wat hulle deurmaak. En Martin was baie betrokke by Rawa, hy het rondgery en die kos by die skole gaan aflewer. So ons gaan hom regtig baie mis. Kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here. Ons fotum vanoggend is 'n gedeelte uit Hebreërs 1 uit, die boek Hebreërs. En ek gaan hom vir julle lees en daarna gaan ons net 'n oomblik van stil gebed gee wat jy so 'n bietjie nadink oor hierdie gedeelte. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Baie belangrik ook in ons tema vanoggend, hierdie konsep erfgenaam, dat ons erfgename is, van Christus. Uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Raak vir 'n oomblik stil en praat met die Here. Ja, Here, aan U kom al die lof, al die eer en al die aanbidding toe, tot in alle ewigheid. Wees vanoggend dan ook gegroet in die naam van die Vader, die Seun, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons gaan nou staan en ons gaan lekker die Here se naam groot maak en aanbid deur ons lofprysing vanoggend. Staan asseblief saam met ons. Dankie. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe. Skry van die liefde van die Heer. Ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dodelijke engele, wat my kan skry van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal my kan teenstaan, om nog beskuldiging die steen my in te bring. As die Vader my in Christus my geskenk het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te sien? Want ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte, geen dodelijke engele, wat my kan skry van die liefde van die Heer. As God dan vir my is, wie sal my kan teenstaan, om nog beskuldigings die steen my in te bring? En as die Vader my in Christus my geskenk het, wie sal hom kan keer as hy besluit om my te sien? Want ek weet verseker, daar is niks in hierdie lewe, geen bose magte,
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. U kan sit. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy's die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou.
luister in sy sieraad en die weelde van sy troon. Daar is mag in sy woord, soos die waters draai sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat ewig heer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat ewig heer. Here, Heer in ons harte, Here, Heer oor die heelal, Here, Heer in ons lewens, Here, Heer bovenal. Daar is mag in sy woord, soos die waters draai sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof wat ewig heer. Here, Heer. In die hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God. In die hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God. Het my vrygekoop
In Matteus 26 lees ons die verhaal van Petrus toe hy vir Jesus verloon het. 'n Rukkie later kom die mense wat daar staan na Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. Ons het jou ook saam met Jesus gesien. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. Skielik bevind Petrus homself in 'n identiteitskrisis van wie hy is, van wie hy wil wees. Hoe maklik gebeur dit nie met elkeen van ons nie? Hoe maklik in 'n gewone oomblik tree ons anders op, buite ons identiteit. In hierdie kort reeks van 3 Sondae gaan ons saam dink oor ons identiteit, wie ons is en wie ons graag wil wees. Met wie in jou lewe identifiseer jy jouself? So ons begin vandag met 'n nuwe reeks, net 'n 3 Sondae reeks. En dis eintlik 'n uitbreiding, of kan ek nou maar dalk eerder sê, julle onthou die gesonde teologie reeks wat ons so 2 weke terug mee afgesluit het. Hierdie is dalk amper 'n voortbou op dit, nê. Nee. Want dit wat ons vandag oor gaan gesels in die volgende 3 Sondae is so belangrik. Dit is so belangrik dat ons dit verstaan en dat ons dit deel maak van ons geloof, van ons denke, van hoe ons die Here verstaan en hoe ons hom aanbid op die einde van die dag. Dis soos wat Petrus dan nou met ander woorde so 'n stukkie van sy identiteit verloor het, toe hulle hom vasgevra het en gekonfronteer het rondom Jesus, toe Jesus gekruisig is en hy gesê het, nee, ek ken nie hierdie man nie. So verloor ek en jy ook soms 'n stukkie van ons identiteit. Soms weet ons nie wat ons identiteit is nie, of in wie of wat ons identiteit moet wees nie. Nou ek weet ons het al baie oor identiteit gepraat, maar hierdie wat ons vanoggend oor gaan praat in die volgende paar Sondae is so belangrik in terme van ons identiteit as mense, maar ook ons identiteit as kinders van die Here, as volgelinge van God, van die drie-enige God, nee, van God, van Jesus en van die Heilige Gees. Nou voor ons inspring in vandag se reeks of vandag se boodskap, kom ons maak vir 'n oomblik dit weer ons oë toe, kom ons praat net met die Here. Dankie Here dat ons in hierdie oomblikke hier kan wees, in hierdie oomblikke in mekaar se teenwoordigheid kan wees, maar ook Here in U teenwoordigheid kan wees. En Here, wanneer ons vanoggend in die volgende 3 Sondae oor hierdie konsep van ons identiteit praat, Here, mag U dit in ons harte vasmaak, mag U dit sement in ons lewens. Mag dit ook ons help om ons identiteit ook reg te verstaan. In Jesus naam. Amen. Hoeveel beloftes het jy nie al in jou lewe gemaak nie? Hoeveel van hierdie beloftes wat jy al gemaak het in jou lewe, het jy dalk nie nagekom nie? Hoeveel mense het dalk beloftes aan jou gemaak in jou lewe en hoeveel van daai beloftes het mense dalk nie nagekom? Het jy al 'n belofte aan God gemaak? Dis nogals dink ek gevaarlik om 'n belofte aan God te maak. En wat ek bedoel daarby is, baie keer vind ons onsself in 'n situasie in ons lewe waar ons iets so graag wil hê. Waar ons so graag wil hê dat God iets vir ons moet doen, dat ons vir hom sê, Here, as jy dit vir my doen, dan beloof ek sal dit of dat glo of dit of dat sê of dit of dat gaan doen, nê. Dit is nogals gevaarlik om dit te doen, so ek sal jou nie aanraai om dit te doen nie, nê. Want dat God gaan jou by jou woord hou, nê. Maar beloftes is 'n deel van ons lewe en die probleem met beloftes is dat ek dink beloftes het in 'n sekere sin half afgewater geraak in ons samelewing. Ons is te geneig en om beloftes nie na te kom nie, om baie vinnig iets te sê en iets te beloof net om later te besef maar ons kan nie eintlik dit beloof of dit sê nie. Want ons is net nie in staat om dit regtig deur te voer nie. Of ons verander ons idees rondom dit, nê, ons kry dalk 'n nuwe iets gebeur in ons lewe en ons besef maar ons kan nie meer hierdie belofte nakom wat ons gemaak het nie. Dis asof beloftes in 'n sekere sin goedkoop geraak het in ons samelewing. En tog is beloftes baie belangrik. Tog is beloftes ons sê vir mekaar byvoorbeeld ons woord is ons eer. Dis so 'n belangrike gesegde in Afrikaans. Ons woord is ons eer. En ons woord is ons beloftes wat ons aan mense maak. Dit wat ons sê
dat dit die waarheid sal wees en dat ons dit sal deurvoer en dat ons dit sal doen. Maar baie keer loop ons net so in die verbygang. Ja nee, ek beloof, ek sal dit doen. Ja nee, ek beloof, ek sal dit vir jou doen. Ja nee, ek beloof, dis die waarheid, dit sal so gebeur. Net om later uit te vind, dit is nie so nie, of dat jy dit nie deurvoer. Nou beloftes vind ons in die Bybel, en ons vind baie beloftes in die Bybel. Baie beloftes wat God maak deur sy woord aan ons as mense. Regdeur van Genesis tot by Openbaring lees ons van 'n klomp beloftes wat God maak vir sy volk in die Ou Testament en dan ook in die Nuwe Testament. En dan beloftes wat ek en jy net so kan deurtrek na ons lewe toe, ons moderne samelewing waarin ons vandag leef. Maar die probleem is, omdat beloftes so afgewater geraak het in ons samelewing, die stupid ding. Hy het beloof hy sal nie so maak vanoggend nie, nou doen hy. Omdat beloftes so afgewater geraak het in ons samelewing, vind ons onsself baie keer op 'n plek waar ons nie God se beloftes wil glo nie, of ten minste ons twyfel in sy beloftes, want ons konsep van beloftes is afgewater, vervlou. Ons woord is nie meer ons eer nie. So wat as God nie meer sy beloftes nakom nie? Wat as, ja Here, ek lees dit en ek hoor wat U sê, maar wat as daai beloftes nie meer nagekom word nie? Wat as U besluit? Wat as U anders besluit? Wat as U besluit dat U hierdie goed nie meer gaan deurvoer nie? Wat gaan van my word? Kan ek nog vashou aan hierdie beloftes wat U op die tafel gesit het deur die wêreld? Nou wanneer ons vir 'n oomblik net weer terugkom na ons eie samelewing toe, dan weet ons in ons lewe is daar iets soos kontrakte. So behalwe net vir 'n vinnige verbygaan woordwisseling, kontrakte wat ons sluit, het ons dinge wat byvoorbeeld bietjie meer water dra, gewig dra, dinge wat wetlike implikasies het, sit ons op papier, nê. Ons teken 'n papier, dink so aan 'n selfoonkontrak. As jy 'n selfoonkontrak uitneem, dis so 'n dik stuk papiere wat nie een van ons in 'n geval deurlees nie, maar ons teken dit wat ons wil ons kontrak hê, nê. Of as ons huis koop, nê, dis net so 'n dik stuk papiere wat jy teken, of geld leen by die bank of 'n kredietkaart of wat ook al, nê. Daar's terme en voorwaardes en dis hoekom ons dit op papier sit, en as jy dit nie nakom nie, is daar gevolge. Wetlike gevolge wanneer ons hierdie kontrakte nie nakom. Maar interessant, meeste kontrakte in die wêreld wat ons skryf vandag, is kontrakte wat 'n vervaldatum het, nê. Kontrakte wat jy weet, dis die tydperk en daarna loop hy uit. Daarna moet 'n nuwe kontrak gemaak word of dan is die kontrak nie meer geldig. Nou wat daarvan, of wat maak ons dan van hierdie beloftes van die Bybel? Wat maak ons dan? Is dit soos 'n kontrak? 'n Selfoonkontrak, 'n kredietkaart, 'n rekening wat jy oopmaak, kontrak wat jy met die bank het? Wat kan verander? Wat verval? Of moet ons anders dink oor kontrakte in die Bybel? Kontrakte in die Bybel, veral wanneer God gekom het en beloftes gemaak het, kontrakte met mense gestig het, noem ons dit iets anders. Ons noem dit 'n verbond. Ons noem dit 'n verbond. En 'n verbond is baie sterker en baie dieper as net 'n belofte, as net selfs 'n kontrak, as net 'n in die verbygaan ek beloof ek sal dit doen. Dis baie sterker en baie dieper as dit. En daarom moet ons anders dink oor die beloftes wat God vir ons maak. Ons moet anders dink oor die verbond wat God gestig het. Nou ons almal ken die verbond. Ons almal weet wat die verbond behels. Ons almal weet waar dit vandaan kom en ons gaan vandag so 'n bietjie in diepte daarna kyk, want dit is so belangrik om hierdie ding te besef en te begryp en dit ook deel te maak van jou lewe, nê. Ons noem dit die verbondsteologie, nê. Hoe die verbond 'n impak op ons lewe het. Goed, nou kom ons lees gou saam. Die een gedeelte, die een bekende gedeelte wat ons altyd gebruik wanneer ons oor verbond praat, en dit is Genesis 15 en ons gaan lees van vers 1 tot 11 en dan van vers 11 af gaan ons spring na vers 17 toe. Jy kan die res van daai gedeelte by die huis gaan lees. Maak dit vir jouself selfstudie. Genesis 15 vers 1. Hierna het die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. En toe sê Abraham: Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê: U het nie vir my 'n nageslag gegee nie.
'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Onthou, 'n nageslag was vir 'n antieke mens ontsettend belangrik geweest, nê. Dis wat jou bloedlyn, nê, wat dis jou legacy wat verder gaan. Dit was baie belangrik in die Ou Testament geweest, nê, want dit het jou waarde gegee, nê. En daarom sê hy vir die Here, maar wat kan U vir my gee? En dan, maar die woord van die Here het tot Abraham gekom. Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie, nê. Met ander woorde, Eliezer sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nasaad is, met ander woorde wat uit jou uitkom, hy sal jou erfgenaam wees. En toe die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo. En die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? En toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram. Almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif. En Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het die helfte, elke helfte teenoor mekaar, die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie en toe kom die roofvoëls op die karkasse af en Abraham jaag hulle weg. En dan vers 17, toe die son ondergaan en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis. En op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Van die Egipte spruit af tot by die Eufraat, die groot rivier. Die land van die Kanaaniete en so aan en so aan en so aan. Nee, hy verduidelik nou maar net hierdie stukkie lank. Dis 'n wonderlike stuk gedeelte in die Bybel en is 'n ongelooflike belangrike gedeelte in die Bybel vir my en vir jou vandag ook. Baie mense sê ons moet die Ou Testament toemaak en wegbêre, dis nie meer geldig nie. Dis juis geldig. Want die Ou Testament help ons om die Nuwe Testament te verstaan en jy gaan sien hoe hierdie gedeelte, jy kan hierdie gedeelte losmaak van dit wat in die Nuwe Testament gebeur nie, nê. Nou wat gebeur hier? Wat gebeur hier? Dis 'n vreemde ding wat hier gebeur. Kom ons praat gou vir 'n oomblik oor hierdie vreemde ding wat gebeur. Kom ons plaas net eers gou vir Abraham binne konteks, nê, waar hy homself op hierdie oomblikke bevind toe God aan hom verskyn. Nou Abraham, hy het gebly in die stad Ur, soos ons nou gelees het, nê, en hy was 'n Galdeër gewees. En die Galdeërs was bekend daarvoor gewees om afgode te aanbid. Hulle was bekend daarvoor gewees om offers aan afgode te bring. Hulle grootste god wat hulle aanbid het, was die maangod gewees. Die naam was Nana. Nana was die naam van hierdie maangod en dit was vir hulle baie belangrik. Hulle het selfs hulle kalender op die siklusse van die maan gebaseer. Dis hoe belangrik hierdie god vir hulle was, hierdie Nana god vir hulle was, nê. Hulle die siklus daarop baseer van hulle kalender en dan ook het hulle vir mekaar het hulle geglo dat hierdie maangod was die gewer van lewe, dit was ook die nemer van lewe, was ook die gewer van vrugbaarheid. Kom ons terug na die nageslag toe, sien julle hoe belangrik is nageslag? Hulle aanbid vir hierdie maangod want hierdie maangod verseker 'n nageslag, nê. So dis die agtergrond, nê. Dis die agtergrond wat hier gebeur en dan verskyn die God van Israel, Jahwe, soos ek en jy hom ken in die Ou Testament, dan verskyn hy aan Abraham. Nou is nie die eerste keer wat hy aan Abraham verskyn nie, daar in hoofstuk 12 rond verskyn God aan Abraham die eerste keer. Maar hier lees ons hierdie ongelooflike ontmoeting waar God aan Abraham verskyn. En dan sou dit vreemd vir Abraham gewees het dat God aan hom verskyn of dat 'n God aan hom verskyn, want onthou nou, hierdie gode wat hulle aanbid het daar in Ur, die Galdeërs, dit was gode wat nie eintlik baie te doen gehad het met mense nie. Dit was gode wat definitief nie kontak met mense gemaak het nie. Dit was die maangod gewees wat daar ver en verwyderd was en ons moet hierdie maangod gelukkig hou sodat hy vir ons vrugbaar kan maak, sodat ons kan lank leef. So hier kom hierdie God en hier sien ons al klaar 'n karaktereienskap van hierdie God, van hierdie Jahwe raak wanneer hy nader tot Abraham. En dis bitter belangrik vir ons om te verstaan in ons geloof dat God altyd
die eerste een is wat na die mens toe nader. Altyd. Van Genesis af regdeur tot Openbaring is God die een wat na mense toe nader. Nie mense wat God gaan soek en God roep en sê, Here, hier is ek, sal U self openbaar nie. Nee, dis God wat altyd eerste homself aan mense openbaar. Ons gaan nou sien hoekom dit so ontsettend belangrik is dat ons dit moet begryp en verstaan. En dan sê God vir Abraham. Hy sê vir hom, Abraham, ek is jou beskermer, nê. Die Hebreëse woord is skild. Ek is jou skild, nê. Die ene wat jou vyande en die dinge wat na jou kant toe kom van jou af afweer. Dis wat God vir hom probeer sê, nê. En hy sê vir hom, jou beloning sal groot wees. Abraham is waarskynlik verward, nê. Ons lees dit hoe en hy vra, hoe kan my beloning groot wees? Onthou nou, hy's gefokus op sy nageslag en hy kan nie 'n nageslag kry nie, want in sy kop, in sy wêreld, weet hy dat die nageslag is die belangrikste ding vir 'n man. Dit wat jy nalaat, dit wat jy het, jou erfgenaam, dit wat jy gee vir jou nasaad, nê, vir jou bloed wat na jou kom. Dis so belangrik, nê. Dis amper die belangrikste ding wat daar is vir die antieke mens. Dan sê hy vir hom, maar ek kan nie. Hoe kan my beloning groot wees? Ek het nie 'n nageslag nie. Ek het nie kinders nie. En dan sê God vir Abraham, gaan uit. Dan staan buite. Dan staan onder hierdie hemelkoepel en dan kyk jy vir die sterre. Nou ek weet nie wanneer laas was jy in die veld gewees of in die bos, daar waar ons ver van die stad af is nie, want as ons nou vanaand opkyk, dan sien ons nie regtig vreeslik baie sterre raak nie, want daar's te veel lig van die stad, nê. Maar hoe lank terug het jy nie dalk al gekyk na die sterre vanuit daar waar daar nie lig is om jou in die stadligte nie, dan dit voel asof jy wil verdrink in hierdie sterre. Daar's miljoene. En dis wat Abraham sou beleef het. God sê, kyk op Abraham. Dis hoe baie jou nageslag gaan wees. Dis hoe baie jou nageslag gaan wees. So God maak hierdie belofte, nê, aan Abraham. Dan sien ons dat Abraham in God begin. Ons lees dit daar. Abraham glo in God. Hy het niks gedoen nie. Hy hoef niks te bewys het nie. Hy het nie die regte goed gesê of die regte rituele nagevolg nie. Hy het begin glo. Wil nou sien hoekom dit belangrik is. Wanneer hy in God glo, dan los hy net daar en dan los hy sy haldeer geloof. Hy los sy afgodsdienste, nê, en hy begin die lewende God Jahwe aanbid. Dis 'n mooi oomblik. Dis 'n groot oomblik in Abraham se lewe. Maar steeds deur hierdie geloof wat hy in hierdie God het, nê, sien ons hoe Abraham nog steeds twyfel. Jy het dit raak gesien, dat hy vir God sê, ek glo. Maar nog steeds daai stukkie twyfel, wat ek en jy ook maar baie keer in ons gemoedere het, wanneer hy vir die Here sê, maar daar in vers 8, hoe sal ek weet dat ek dit besit? Here my God, ons praat nie van die land, nee, onthou, God beloof 'n land vir hom ook, nê, en dit is belangrik, want 'n land beteken, as jy land besit, 'n stuk land besit, is jy vry, jy's nie 'n slaaf nie, so dis net so belangrik, dan sê hy vir God, hoe gaan ek weet dat U vir my en my nageslag hierdie land gaan gee? En dan die vreemdste deel in die Bybel waarskynlik, nê. Die vreemdste deel, vers 9, hoor wat staan daar. Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif. Vreemd. Maar wat vreemder is Abraham weet presies wat om daarmee te maak. Jy opgeleer dat God nie vir Abraham verduidelik hoe hy dit moet doen of wat hy daarmee moet doen nie. God sê net vir hom, bring vir my hierdie. En dan sien ons hoe Abraham onmiddellik hierdie diere vat, nê, en hulle middeldeur sny. Vreemd. Dan pak hy hulle langs mekaar, nê, met 'n daar sou 'n gedeelte gewees het waar hy kon deurloop, nê. So hy sit hierdie 2 dele van hierdie bok of ram, sit hy teenoor mekaar. Ja, hoekom doen hy dit? Hoekom doen hy dit? Nee, dis baie vreemd. Nou, net om dit gou te verduidelik vandag, moet ons vir 'n oomblik weer terugspring in die antieke wêreld in en net besef hoe hierdie ouens 'n verbond of 'n kontrak met mekaar gesluit het. So
hulle het nogals 'n klomp rituele gehad oor hoe hulle 'n kontrak gesluit het. Nee, dit was nie sommer net 'n yes, okay, kom ons doen dit nie. Gewoonlik was dit twee stamme wat bymekaar kom. Die twee leiers kom bymekaar en hierdie twee leiers wat dan sê ons gaan nou 'n eenheid vorm, ons gaan bymekaar kom, saamkom en hulle het dan 'n verbond gesluit met mekaar en dan daai verbond was daar 8 stappe in die antieke wêreld. Dit was nie net die Jode wat dit gedoen het nie, dit was amper universele kennis gewees, so as jy die geskiedenisboeke gaan lees oor die verbond of 'n verbond in die antieke wêreld, dan lees jy hierdie 8 stappe raak en ek gaan net vinnig hierdie 8 stappe met jou deurgaan sodat jy kan besef hoe wonderlik en kosbaar hierdie gedeelte is. Nou stap 1 was gewoonlik het hulle jasse uitgetrek. So die twee leiers het bymekaar gekom. Hulle het gewoonlik 'n lyn getrek, nê, in die grond. As 'n simbool, nê, van hulle dat hulle apart is van mekaar. En dan het hulle by hierdie lyn bymekaar gekom, hulle het hulle jasse uitgetrek. Hoekom het hulle jasse uitgetrek? Hulle het hulle jasse dan ook geruil, nê? Want hulle jasse verteenwoordig die identiteit van die twee partye. So met die uitruil van die jasse het hulle vir mekaar gesê, alles wat ek is, gee ek vir jou, nie meer nie ek nie, maar ons. Ek behoort aan jou en jy behoort aan my. Sien julle die ongelooflike diep simboliek in hierdie jasse ruil. So hulle het dit eers gedoen en dan het hulle gordels neergelê. Nee, hulle trek hulle gordels uit. Nee, hoekom hulle gordels? Want aan hulle gordels was gewoonlik hulle pile en hulle boë en hulle messe en hulle swaarde en spiese gewees. So nou sê hulle vir mekaar daardeur dat ons ook saam sal veg. My wapenrusting, my weermag behoort aan jou en jou weermag behoort aan my. Met ander woorde, jou vyande is my vyande en my vyande word ook nou jou vyande, maar ook jou vriende word nou my vriende en my vriende word nou jou vriende. Alles wat hulle vir mekaar gesê het in die uitruil, of ten minste in hulle neerlê van hulle gordels. En dan kom die derde stap. Derde stap sal jy sommer dadelik begin agterkom. O, wag 'n bietjie Abraham. Ek sien nou waar jy vandaan kom. Die derde stap was hulle het eiendomme tot mekaar se beskikking gestel. Eiendom, okay? Ander woorde, land. God beloof vir Abraham land, nê. Nou in 'n verbond tussen twee partye sal hulle vir mekaar gesê het dat ons lande behoort nou aan mekaar. So hoe hulle dit gedoen het, was hulle het 'n dier gevat, hulle het die diermiddel deurgesny, hulle het die twee helftes teenoor mekaar gesit. En dan sou al twee partye, nê, die een volk se leier en die ander volk se leier sou dan na mekaar toe gestap het tussendeur hierdie twee diere. Helftes van die diere, dan sou hulle mekaar so in die gesig gekyk het. En dan sou hulle vir mekaar die volgende gesê het: ons ontmoet van aangesig tot aangesig. Die een wat hierdie verbond breek, sal sterf soos die diere gesterf het. En soos wat hierdie dier sy lewe gegee het, sal ek ook my lewe gee as dit nodig is. Sien julle die verbond? Sien julle wat Abraham doen? Dis wat hulle vir mekaar sê. So hier is nou 'n bloedverbond, want bloed het nou gevloei, nê. Die dier het gebloei. En hulle tussen hierdie bloed van hierdie diere twee helftes gaan staan. Mekaar gesê, ons is nou verbind aan mekaar. Dan stap 4. Dan sluit hulle 'n bloedband. Nou wat hulle dan gedoen het is hulle sou 'n mes vat in hulle regterhande, dan sou hulle 'n diep sny in hulle elkeen se regterhande gemaak het, laat die bloed loop. En dan sou hulle mekaar se regterhande gevat het en gedruk het. Dan sou hierdie bloed gemeng het. Simbool van ons is nou mekaar vasgemaak deur 'n band van bloed. Dit simboliseer die eenwording van die twee lewens, nê. Dan stap 5, die ruil van name. Hulle sou hulle name uitgeruil het, deel gemaak het van hulle naam, nê. Weereens, dit simboliseer die eenheid. Stap 6 sou die litteken van die verbond gewees het, nê, die herinnering, die litteken wat agterbly. So hulle sou dan in hierdie oomblikke of as gevat het, interessant, of sout. Dan sou hulle dit nou in hierdie wonde van hulle hande ingevryf het, nê? Want as hulle dit daarin vryf, dan bly daar 'n lekker groot litteken agter. So jare later sal hierdie litteken aan hulle hande vir hulle die herinnering wees van hierdie verbond wat met bloed gesluit is, wat hulle aan mekaar beloof het, nê. Nou moet jy onmiddellik Nuwe Testament begin dink, nê, aan littekens. Dan die 7de stap was die verbondsmaaltyd. Wow,
Ek kry hoendervleis as ek hierdie goeders lees. Die verbondsmaaltyd was die twee partye terwyl hulle daar staan, sou 'n stukkie brood gevat het. Hulle sou elkeen 'n stukkie brood afgebreek het en in mekaar se monde gesit het. En hulle sou vir mekaar gesê het, hierdie brood, soos wat jy nou hierdie brood eet en sluk, nou word my lewe deel van jou lewe en jou lewe deel van my lewe. Hulle sou wyn gevat het in 'n glas, in 'n beker. Hulle sou uit dieselfde beker uit albei gedrink het en sê, soos wat hierdie bloed nou deel word van my, hierdie wyn nou deel word van my lewe, so word jy ook deel van my lewe. En dan die laaste stap was bloedvriende. Dit simboliseer 'n totaal en al nuwe verhouding. Die verhouding wat daar was voorheen is nie meer nie. Dis nou 'n nuwe verhouding. En hulle nooi mekaar uit en sê kom ons word deel. Hulle sou mekaar nooit verraai of verlos nie. Dit was die gedagte, nê. En die een wat dan die verbond breek, sou sterf. Maar hulle sal ook beklei vir hierdie verbond, al kos dit hulle lewe. Hoekom het ek dit vir julle gedeel, met julle gedeel vanoggend? Want ek wil hê ons moet besef hoe belangrik en hoe diep 'n verbond is wat gesluit is in die antieke wêreld. Dit was nie net in die verbygang, ek sluit met jou verbond, ek en jy is nou een. Nee, dit het gepaard gegaan met bloedvergieting. Bloedvergieting. Terug by Abraham. Abraham berei nou hierdie diere voor, wat God vir hom gesê het hy moet bring. Nee, soos wat hy daar in stap 3 sou geweet het wat om te doen. Die diere in die helfte gesny, die stukke daar neergesit. Nou spring ons na vers 17 toe. Baie belangrik. Vers 17 sê dan die son, toe die son ondergaan, het dit donker en dit donker was, gaan daar skielike oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Kry hierdie prentjie in jou kop. Abraham raak aan die slaap en hy sien hierdie prentjie van hierdie oond wat rook en hierdie fakkel vlamme wat tussendeur hierdie twee stukke vleis beweeg. Seker een van die mooiste dele in die Bybel. En as jy vir my sou sê ek moet jou nou arresteer en jy moet tronk toe gaan en jy mag net een versie saamvat, dan sal dit die versie wees wat ek saamvat. Vers 17. Miskien kyk jy my so snaaks aan, wat? Hierdie ding maak glad nie sin nie. Dit maak eintlik baie mooi sin. Hoekom? Jy raak gesien dat dit net God is wat tussen die diere inloop. Nie Abraham. Abraham lê in slaap. Dis net God en God alleen wat hierdie verbond geldig maak, waar maak. En dis ontsettend belangrik vir my en jou om te besef vanoggend, want dit sê iets van God wat sê, ek gee nie om of jy jou kant van die verbond nakom of nie, Abraham, maar ek gaan my kant nakom, daarom sal ek dit beërig, daarom sal ek dit bekragtig, en ek sal my verbond nakom. Dis 'n belofte wat ek maak, en dis nie net in die verbygaan nie, ek bevestig dit deur dieselfde rituele wat julle gebruik. Ek gaan alleen deur hierdie twee stukke vleis wat teenoor mekaar staan. En dis hoekom ons dit die genade verbond noem. Want dis net genade, want dis God wat dit besluit het, né? Sien julle hoekom ek nou gesê dit is so belangrik om te besef, is altyd God. En hier kom God en God alleen verklaar hierdie verbond. Dis hy. Dit het niks met ons te doen nie. Niks. Dis God wat kom en sê, my genade is so groot, ek het hierdie verbond wat ek met jou sluit, met jou Abraham en jou nageslag, en raai wat, ons is Abraham se nageslag. God sê, ek sluit hierdie verbond met julle ook. Slegs God se genade. Niks wat ek of jy kan doen nie. En dit is deel van die basis van die reformatie van die kerk, van ons geloof. Hoekom? Want deel van een van die pilare van die reformatie is solo gratia, solo genade, net genade. Dis net genade wat God na ons kant toe bring. Julle, ons tyd raak op, dis 10:00 load shedding. Ek kan nie ophou nie. Ek moet hierdie bouing land. OK. So as die krag afgaan, gaan ek net hard praat en skree. Ekskuus julle wat aanlyn inskakel. Ons sal die res van die gedeelte verder sal ons opsit. Julle kan dit verder gaan kyk. So ekskuus, net 'n disclosure, ons gaan 'n bietjie langer aan. Nie baie lank nie, net 'n klein stukkie, maar ek kan nie nou stop nie. Dis onmoontlik. OK, so
die fondasie, die reformatie, sola gratia, genade alleen, sien julle dat hierdie genade, hierdie verbond, deur middel van bloedvergieting plaasgevind het, nê? Diere se bloed wat gevloei het. Dis hoe diep hierdie verbond ons lewens behoort te raak. Paar 100 jaar later, verskyn daar 'n man van Nasaret op die toneel. En hierdie man kom bevestig, kom bekragtig. Bring 'n nuwe verbond, 'n nuwe bloedverbond tot stand. En daai man se naam is Jesus Christus. Paar 100 jaar later, verbond wat God met Abraham gesluit het, kom Jesus, seun van God. Hy hang aan 'n kruis op 'n koppie met die naam Golgotha. En hy bloei. En hy sluit die nuwe verbond wat net in hom is. Die nuwe verbond. Net deur Jesus Christus. Daarom maak Paulus so groot issue daarvan. Veral in die boek wat hy of die brief ten minste wat hy geskryf het aan die Galasiërs, nê, wanneer hy want nou wat gebeur het in die Galasiërs boek hulle het Paulus uitgedaag oor hierdie konsep van die wet, dan sê hulle maar ja, genade Paulus, maar die wet ook, ons moet die wet onderhou, die twee gaan saam. Ander woorde dade, genade en dade, dis albei deel van ons redding. Dan sê Paulus nee. Julle verstaan die verbond verkeerd. Dis net genade. En dit was Joodse gelowiges wat daarmee geworstel het, want onthou nou, hulle hele lewe, hulle hele grootmaak was gebaseer op die wette van die Ou Testament. En nou sê Paulus vir hulle, daai wette is net genade. Dis net God wat deur sy genade, deur die nuwe verbond in Christus vir ons gegee het. Kom ons staan net vir 'n oomblik stil by een van ons sakramente. En ons is amper klaar. Een van ons sakramente is die doop. En nou moet jy vergeet van die kontroversialiteit rondom groot en klein doop en alles wat daarmee saamgaan. Dis nie waaroor ek nou praat. Ek praat oor die doop in sy rouste vorm. Wanneer ons doop, dan bevestig ons hierdie genadeverbond in ons lewe. Dis wanneer God ons sê, God kom nader. En dis hoe ons ingesluit word in hierdie genadeverbond. Dis die doop. Hoe mooi is dit nie? Daarom hoop ek dat wanneer jy terugdink aan jou doop, hoe dit ook al gebeur, dat jy besef, dat jy met, daar gaan ons nou, dat jy met bloed geseël is, dat jy met bloed gekoop is, dat die verbond wat God met jou sluit, nie net 'n goedkoop verbond is, 'n goedkoop belofte wat nie nagekom word nie, maar dat dit 'n belofte is wat verseël is met bloed, met Christus se bloed. Jou doop is kosbaar. En ek hoop jou doop beteken vir jou ontsettend baie, en as jy aan jou doop dink, hoop ek jy besef hoe genadig hierdie God is wat ek en jy aanbid. Want dis die diepste wat ons glo, is hierdie genade verbond verseël met sy bloed. Dis waar ons identiteit. En daarom praat ons oor identiteit vanoggend, en as ons praat oor identiteit, praat ons van ons verbond, en ons praat van die doop wat ons sê vir mekaar. Dis waar ons identiteit lê. Ons identiteit lê in die verbond beseël met die bloed, en die doop wat ons doen is 'n bevestiging van die nuwe verbond in ons lewe. Laaste opmerking, om is uit dit af. Genesis 17, lees dit self verder weer. Genesis 17 is die derde keer wat God aan Abraham verskyn, en dan lees ons van die besnydenis, wanneer God vir Abraham sê, ek sal jou God wees, ek sluit 'n verbond met jou, die teken daarvan is die besnydenis. Hoekom besnydenis, nee? Wat gebeur? Bloei en litteken. Selfe goed wat ons nou gelees het, nee, so met ander woorde, hierdie besnydenis seentjie sal groot word, hy sal die litteken sien, en hy sal besef dit moes gebloei het, want dit is
verbond wat God gesluit het. Dan vra mense vir my, hoekom moes God hierdie ding van Jesus laat gebeur het? Hoekom moes God dat Jesus sterf aan 'n kruis so wreedaardig? Hoekom sy gemaak op hom? Kon hy net besluit het en gesê het, hoor julle, ek is die God, ek is die lewende God, julle moet my aanbid nie. Hoekom doen hy nie dit nie? Want hy wil bevestig het. Hy wil dit met bloed bevestig het, want dit is hoe ernstig hy is oor sy verbond met ons. Dit is hoe ernstig hy is oor ons lewens, oor elkeen van ons, dat hy hierdie dramatiese ding in Christus laat gebeur, sodat ek en jy kan besef, hierdie is nie grappies nie. Hierdie is nie net 'n belofte wat gepraat is of gesê is nie, dis beseël met bloed. Dis hoekom Jesus aan die kruis moes sterf. Dis hoekom so wreedaardig ons gewees het. Dis hoekom hy gebloei het, dis hoekom hy opgestaan het. Dis die genade en die liefde van God vir elkeen van ons, en daarin lê ons identiteit. Genade, verbond, seël met bloed. Ons moet so. Dankie Here dat ons hierdie gedeelte in Genesis weer kon lees en help ons om te begryp wat die diepte van hierdie gedeelte is. In die geskiedenis van ons geloof en ook in ons elkeen se lewe. Dankie Here dat ons deel kan wees van die verbond wat U gesluit het. Nie ons nie, U die verbond gesluit het. U die verbond bekragtig. Help ons Here om te besef wat die implikasies daarvan in ons lewens is. Dankie Here dat ons kan deel wees daarvan. Dankie vir die doop. Dankie dat die doop sy lede help. Dat ons deel is van die verbond. Ons eer in Jesus naam. Amen. Nooit van dit sê, skies, ek het besef dat ek nie die lyn hier getrek vir die besnydenis af. Onthou nou, die besnydenis, die verbond van bloed. Nuwe Testament kom Paulus sê nee, ons besny nie en ons doop nou. Hoekom? Want die besnydenis was 'n kenteken van die Jode gewees en ook net die seentjies, die mans. Nou sê Paulus nee, ons doop, die doop is die nuwe teken van die nuwe verbond wat geldig is vir elke volk en nasie, ook vir die vrouens. Skus, moes dit wys het, is deel van daai ouing wat ek moes laat. Alright, ja, ons gaan ag die krag is klaar af, so kom ons die Here met ons op. Ek dink dit is belangrik. Seën uit aan ons. Dankie vir dit. Dankie.
wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood terugbring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid